So, wat 'n voorreg om so by mekaar te kan wees vandag en rondom die woord, rondom ons geestelike familie en ek sê altyd daar's min goed so lekker soos om op 'n Sondagoggend hier te staan en te sien hoe die familie deur daai hekke kom. En ons mekaar net lekker kan vashou en sê die Here is goed, dis lekker om jou te sien. En dis wat geestelike familie is, né? Amen. En ons begin vandag met 'n baie opwindende reeks wat ons noem Disciple Shift. En ons het as 'n span, toe ons beplanning gedoen het vir hierdie kwartaal se preekreekse, het die Here met ons gepraat oor hierdie gedagte dat ons 'n skuif moet maak van kulturele Christendom na ware disippelskap van Jesus. En ons het as 'n team gesit en ons kinderbediening en ons fusion bediening is deel hiervan. So jou kinders vandag as hulle by Kids of Fusion is, gaan presies dieselfde reeks as ons doen oor disippelskap en disciple shift, om 'n skuif te maak om Jesus, om volbloed volgelinge van Jesus Christus te wees. So dis baie opwindend. Dalk bring dit bietjie gesprek in die huis in. So vra bietjie die kinders en gaan dalk bietjie as 'n gesin saam op hierdie pad van ontdekking van wat dit beteken om disippels van Jesus Christus te wees. Dis baie, baie opwindend. Nou, voor ons by die woord uitkom, dink ek, een gedagte wat ek gou met jou wil deel, is, ek dink soms in Christendom het ons op 'n punt gekom waar ons sê die grootste gevaar of die grootste bedreiging vir ons geloof is, en dit was nou die afgelope 10 jaar in die wêreld 'n baie groot beweging, is die New Atheist Movement, of die ateïstiese beweging in die wêreld, waar van die nasies en van die volke, eintlik wat hulle noem post-Christian nations is, wat heeltemal Christendom verloor het. En ons dink dat dit die grootste gevaar is van ons geloof, en nietemin daar het natuurlik duisende mense die geloof verlaat as gevolg van hierdie beweging. En maar daar's deesdae 'n ding wat sy kop uitsteek wat ek dink al so baie jare in Christendom is, maar wat ons dalk nog nooit 'n woord voor kon gee of 'n naam voor kon gee, en skielik is dit 'n, amper wil ek sê, iets van 'n trend of iets bekends, iets wat dalk jy nog nie meer te doen gekry het nie, maar wat deesdae 'n ding is, en ons noem hom kulturele Christendom. En hy's baie meer gevaarlik as om nie te glo nie. En een van hierdie persone het oor die Paasnaweek, ek weet nie of julle hom ken nie, Richard Dawkins, hy was een van die, of nog steeds, hulle noem hom een van die 4 horsemen van atheism, en hy het boeke geskryf soos The God Delusion en Outgrowing God, en die hele gedagte dat dit, die gedagte van 'n God wat waar is eintlik 'n irrasionele ding, en dit bring eintlik meer skade as goed in die wêreld. En baie onlangs, juis hier oor die Paastyd, toe maak hy 'n verklaring en sê, hy's 'n professor, en hy maak 'n verklaring en hy sê, hy is nou 'n kulturele Christen. En ek wil gou hê julle moet hierdie videoetjie kyk, so 'n stukkie van die onderhoud. Kyk gou saam met my. It's very good to have you join us to discuss whether it matters that Christianity is playing a diminishing role in national life. Welcome to LBC. Thank you. And what would be your Easter message? I mean, I've said a few things. What would you tell the nation? Well, I must say I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm not a believer, but there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so, I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense. It's truth that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. But I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches
So I count myself a cultural Christian. I think it wouldn't matter if we substituted any alternative religion. That would be truly dreadful. Hierdie beweging het sy kop uitgesteek en ek dink kom ons praat gaan dan oor Suid-Afrika. Dink ek iets van hierdie belewenis is nog altyd deel van ons belewenis hier in Suid-Afrika, is dat daar eintlik 'n baie groot hoeveelheid mense in Suid-Afrika is wat nie noodwendig leef soos Christus geleef het of deel is van disippelskap in Christus nie, maar tog is ons 'n Christen nasie en dis wat ons doen. Ons gaan Sondag kerk toe. Ons bring ons kinders na die katekisasie toe, dan word hulle voorgestel en aangeneem of hulle word gedoop of wat ook al, en ons mis dalk die feit dat daar 'n baie groot gevaar in kulturele Christendom is. Jesus Christus was baie uitgesproke oor kulturele Christendom. Hy het met die Fariseërs gepraat en dan het hy vir hulle sekere name gegee om te beskryf hoe ver hulle eintlik van God af was. Onthou, die Fariseërs op daai stadium het nie noodwendig gedink hulle is ver van God af nie. Inteendeel, hulle het hulle self so hoog geag in die rangorde van godsdiens dat hulle die hoogste vlak van godsdiens beoefen het. En tog kom Jesus en hy sê, ek ken julle nie. Julle is die verste weg van ware geloof. Jesus noem hierdie groepering mense 'n addergeslag. Jy het al daai pragtige woord in die Afrikaanse Bybel raak gelees. 'n Addergeslag. Hy noem hulle wit gepleisterde grafte. Gaan lees jou Bybel. Hy sê, julle lyk aan die buitekant vreeslik mooi, maar binne-in, al wat daar is doodsbeendere. Hy, Jesus, was nie geïnteresseerd in kulturele Christendom nie. Sy hart, sy visie, sy missie was om disippels te maak. Om disippels van homself te maak. Nou, ek wil sommer aan die begin van hierdie diens vir jou sê en hierdie preek vir jou sê, ek wil gou jy met jou sitplek gordel aansit. Want hierdie gaan 'n rowwe ene wees. Ja, doen dit maar net gou. In die gees bedoel ek. Sit vas, moenie uitloop nie. As jy wil, is dit welkom. Jy kan badkamer toe gaan, kom net weer terug. Ek grap sommer, maar dis hierdie tipe goed wat Jesus gepreek het, wat soveel mense kwaad gemaak het. En waar soveel mense weggedraai het van Christus af op 'n stadium, vra Jesus vir sy disippels en hy sê, wil julle ook gaan? Ou Petrus, hy is mos die man wat praat voor hy dink, hy sê, Here, waarheen sal ons gaan? U die woord van die lewe. En dit wat ek vandag met jou gaan deel is 10 in een van die belangrikste goed as dit kom by om 'n Jesus volgeling te wees. Maar is ook een van die moeilikste goed om te hoor in terme van ons lewe. Ons gaan hierdie 4 weke gesels uit Matteus 28 vers 19 en as jy jou Bybel het, is jy welkom om hom oop te maak. Ek lees uit die 2020 vertaling, die Afrikaans, en Jesus het gesterf, hy het opgestaan en hy is nou op pad om langs die Vader te sit en hy gee vir sy disippels 'n laaste opdrag en hy sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Nie gaan dan heen en maak kerkgangers, verbruikers van godsdiens, kulturele Christene. Hy sê, gaan maak
disciples. En dan verduidelik hy hoe deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Jesus het 3 jaar lank met sy disippels 'n pad gestap, 'n baie naby pad gestap en dis nou tyd dat hy hulle agterlaat en die Gees vir hulle gee, maar ook in hierdie oomblik gee hy die missie waarmee hy begin het, sy werk, oorhandig hy aan 12 manne om verder te vat. En hy leer hulle, maak disippels, doop hulle, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Nou, dalk is dit nodig om vanoggend so 'n bietjie agtergrond te gee, want disippelskap is nie noodwendig 'n woord wat ons mee ken in ons moderne kultuur nie. Ek weet nie wanneer laas het jy iemand 'n disipel genoem nie. Dit klink eintlik volksvreemd, nê, maar 'n disipel is eintlik iets baie spesiaal wat Jesus gebruik het in die kultuur waarin hy was, om te probeer verduidelik hoe lyk 'n ware verhouding met hom, Jesus. Nou, in die Joodse kultuur, van die ouderdom van 3 jaar oud, is al die seentjies nadat hulle besny is hulle na die Torah skool toe. So nog voor die ouetjie eers die woord Torah gesê het, moes hy al begin leer. Nou, wat dan sou gebeur het, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, daar sou rabbies wees, wat hulle van kleins af leer, en 'n Joodse seentjie moes op 'n punt kom waar hulle die eerste 5 boeke van die Ou Testament uit hulle koppe uitgeken het. Dan hier by die ouderdom van 11 tot en met 15, sou van hierdie rabbies seuns uitgekies het, wat die topkandidate was, wat verstaan het, wat geluister het, wat opgelet het en wat hierdie goed kon oorsê, en die rabbi sou daai seun gekies het om aan sy voete te kom sit, en wat dan sou gebeur is, die rabbi sou hierdie kind leer, hoe om nie net die kennis van die Torah te weet nie, maar hoe om dit toe te pas in jou lewe, en ook daar sou debatvoering gewees het, die interpretasie van die skrif, en hoe leef mens hierdie lewe van die Torah. En dan, die groot fokus van so 'n proses was, die rabbi sou gevra het, en voor hy 'n ouetjie kies, is, sal hierdie seun soos ek kan word, dat die dag dat ek nie meer hier is nie, hy kan aangaan met die lering waarmee ek begin het. Hulle het gepraat van elke rabbi het 'n juk. En hierdie juk is die manier hoe die rabbi die eerste 5 boeke van die Ou Testament interpreteer en leef. En dis hoekom Jesus op 'n stadium sê, my juk is sag, my las is lig. Hy praat as 'n rabbi en sê, die lering, die lewe wat ek voorstel is sag, dis lig. En hy nooi ons uit om in daai lewe te deel. Daar's 'n sêding in die Joodse kultuur gewees en dit sê die volgende, to be covered in the dust of your rabbi and drink in his words thirstily. So hierdie gedagte van disippelskap was bekend aan almal, dat wanneer 'n rabbi jou kies op die jaar 11 tot 15, dan los jy alles, jy los jou familie, jy los die familiebesigheid en jou roeping, jou lewensroeping is om hierdie rabbi te volg. Daar was ongelukkig nie in daai jare 'n standaardgraad waarna jy toe kon afgaan nie. So as jy nie gekies was nie, dan gaan jy terug na jou familie toe en jy's deel van jou familie se besigheid of se bedryf.
En dis in hierdie konteks, waar nadat Jesus versoek is in die woestyn, en hy gedoop is en die Heilige Gees op hom gekom het, dat een van die eerste goed wat hy doen, is hy begin disippels kies. Hy kom by die see van Galilea, en hy sien 2 manne, besig om vis te vang. En Markus 1 vers 16 sê die volgende, hy sê, terwyl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon, wat Petrus is, en Andreas, die broer van Simon, nette sien uitgooi, want hulle was vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense laat word. Die eerste ding wat ons net gou van Petrus en Andreas moet verstaan, as hulle vissers is, wat beteken dit? Die manne het gedryp. Kom ons sê dit nou maar net blaatant. Hulle was die druipelinge van die tyd. Geen rabbi het hulle gekies nie. Hulle was dalk bietjie die besige kinders in die klas. En hier's hulle besig om vis te vang in hulle pa se vissersbedryf. En net daarna is daar nog 2 manne, Johannes, Jakobus, wat dieselfde doen, deel van hulle pa se bedryf. En hier kom Jesus Christus, 'n Joodse rabbi. Ek meen, Petrus en Andreas het al lankal moes deurwerk die feit dat hulle nie gekies was nie, dat hulle nie wiskunde kon deurkom nie. Hulle moes al die pyn verwerk het en hier kom 'n Joodse rabbi en hy kyk na hulle, wys na hulle en sê, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. Hy praat hulle taal. Hy kom na die viswaters toe. Nou, ek weet nie wie van julle hier vanmôre is vissermanne nie. Geef my 'n lang arm, soos die stok wat jy uitgooi. Daar's hy. Dit lyk my Jesus was baie lief daarvoor om vissermanne te kies. 7 van sy disippels, presies, was vissermanne. Ek wonder hoekom. 'n Visserman is iemand wat geduldig is, wat waak deur die nag. Is iemand wat nie moed opgee nie. Ons gooi nog 'n asie in. Baie van ons was al gefrustreerd met vissermanne wat net nog eenetjie wil ingooi. En almal wil gaan lê op die bed want ons is vrot gebrand van die son. Maar ons gaan net nog eenetjie ingooi. Vissermanne was so noukeurig en so noukeurig met die werk wat hulle doen. En so, die een ding wat ek net wil sê is, ek het nog nie 'n visserman teëgekom wat angs het, tensy hy 'n haai uittrek nie. Hulle sit rustig en wag. Hulle ken die waters, hulle ken die vis. Jesus roep hulle om sy eerste disippels te wees. En dan sê hy 3 goed vir hulle. Hy sê, volg my. Die tweede ding is, ek sal julle maak. Ek gaan julle verander. Ek gaan julle vorm. En dan gaan hy en hy sê, ek sal julle vissers van mense maak. Dis hierdie 3 gedagtes wat ons graag in hierdie reeks wil oorgesels is, wat beteken dit om 'n disipel van Jesus Christus te wees? Dit beteken dat dit iemand is wat Jesus volg, dis iemand wat verander word deur Jesus, en dis iemand wat volhard in die werk van Jesus, of die werk van Christus voortsit hier op aarde. En vanoggend wil ek so half begin, en net die eerste gedeelte preek rondom, wat dit beteken om Jesus Christus te volg. Volgende week gesels ons oor die doop. Dis so half 'n spesiale week wat ons inwerk, wat deel is van disippelskap, en die week daarna sal ons gesels oor die gedagte van om verander te word deur Jesus, en die laaste week gesels ons dan oor om te volhard in die werk van Jesus. Soos in die video van Richard Dawkins, wil ek vanoggend 'n stelling maak om te sê,
dat daar 'n baie groot verskil is tussen 'n gelowige, iemand wat glo, en 'n kulturele Christen. Maar saam met dit wil ek sê, daar's ook 'n baie groot verskil tussen 'n gelowige en 'n disipel. Sien, om tot geloof te kom impliseer nie noodwendig disipelskap nie. Maar disipelskap impliseer altyd om tot geloof te kom. En die hartseer ding vandag dink ek is, daar is soveel gelowiges in Christus, maar min disipels, min arbeiders, sê Jesus Christus. En ons moet vandag verstaan, ek dink die eerste ding is, om tot geloof te kom in Jesus Christus, om gered te word, is 'n geskenk. Dis genade, mahala, for free. En al wat dit vra is 'n oomblik waar ek my geloof, my vertroue in Christus sit om my te red en om my koning te wees. Daarna skop 'n proses af waar dit nie net een oomblik is van belydenis en vergifnis, en dis 'n lewenspad wat skielik begin. 'n Pad van volg. 'n Pad where I am covered in the dust of my rabbi. Wat ek gaan waar hy gaan, waar ek saam met hom is, waar ek leer wat hy leer, wat ek hom dophou, hoe hy bid, wat ek sien wat hy doen met ander mense, hoe hy ander mense hanteer. Ek word 'n student van Christus. Ek bestudeer Jesus se lewenspad. Ek bestudeer wat hy gesê het en dit wat hy gedoen het. Dis wat dit beteken om 'n disipel van Jesus Christus te wees. En ek dink een van die eerste goed wat by geloof, in daai oomblik van geloof gebeur, is waar ek sê dat ek nie langer die eienaar en die koning en die meester van my eie lewe is nie, maar dat Jesus nou die meester en die koning en die Here van my lewe is. Ek dink soms baie mense kom tot daai oomblik van geloof met die verstaan dat om Jesus Christus Here te maak van my lewe beteken, eerstens, al my probleme gaan opgelos word. Die tweede ding is, nou uiteindelik sal God vir my begin gee wat ek graag wil hê. Ek moet my lewe regryk sodat ek geseën kan word deur God. En wat Jesus hier leer, is dat dit 'n totale misverstaan is van wat disipelskap is, want disipelskap begin heel eerste met die feit dat hy die leier is en ek die volgeling is. Dat hy die koning is en ek die dienskneg is. Dat hy die een is wat lei en ek die een is wat agterna kom. Sien, disipelskap is nie 'n transaksie wat ons aangaan met die Here om eerstens graag verlos te word van ons swaar kry of om geseën te word sodat my lewe beter kan wees nie. Dis eerste 'n transaksie van doodgaan. En dis wat Jesus leer. Ek wil jou nou vat na daai skrifgedeelte toe waar ek jou gewaarsku het aan die begin. Is jy nog is die sitplek nog vas? Hier gaan ons. Lukas 14 vers 26 tot 27 sê, Jesus praat, hy sê, as iemand na my toe kom en sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja ook sy eie lewe nie haat nie, kan hy nie my disipel wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Vers 33, so kan ook elkeen van julle wat nie alles wat hy het, besittings, roem, invloed, sukses, verlaat nie, kan nie my disipel wees nie.
om gered te word uit die mag van duisternis in die koninkryk van die lig, vat 'n oomblik van vertroue in Jesus Christus. Maar disippelskap van Jesus Christus vra vir doodgaan. Doodgaan in myself. Die agterlaat van dit wat vir my sekuriteit bring, dit wat my vervul in die lewe. Dis 'n agterlaat sodat ek kan volg. Die eerste ding wat Jesus hier sê is, as jy nie jou ma, jou pa, jou kinders, jou vrou, jou man, jou broers, jou susters, en dan gebruik Jesus hier 'n verskriklike woord. Hy gebruik die woord haat. Nou kyk, in ons Afrikaner taal, daai is 'n sterk woord, né? Kyk, ons sal sê, ons hou nie van die regering nie. Of ek is ongelukkig met Susan by die werk. Maar ons praat nie van haat nie. Dalk sit jy nou hier vanmôre en sê, my lief, ek het vir jou gesê, daai skoonma. Die pastoor het dan gesê, ek mag sê. Ek glad nie. En dis interessant, ek gaan lees die Afrikaanse vertalings van hierdie skrif, en al die Afrikaanse vertalings, behalwe hierdie een, het daai woord gaan versag. En gesê, as jy jou familie meer liefhet as vir Christus. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is 'n baie sterk woord, en die woord haat of mesaiou beteken eerstens, natuurlik die woord wat ons almal ken van haat, 'n strong dislike, 'n despise, 'n detest. Maar die tweede betekenis, die alternatiewe betekenis in die Grieks, en dis iets wat ons nie het in die woord haat nie, is to love less, om minder lief te hê. Jesus gebruik hier eintlik 'n taalverskynsel, hiperbool, om te verduidelik hoe lyk my liefde, hoe lyk my verhouding teenoor hom en teenoor die wat ek liefhet, my geliefdes. En Jesus sê, disippelskap vra, dit vra nie dat ek my familie minder moet lief hê nie, dit vra dat ek hom so lief het, dat die liefde wat ek vir my vrou en my kinders en my familie het, amper soos haat lyk, teenoor die liefde wat ek vir hom het. Jesus vra alles. Hy vra nie, gee vir my 'n stukkie, bring vir my dit wat jy oor het nie. Hy vra alles. Hy sê, as jy nie die geliefdes in jou lewe so lief het, en teenoor die liefde wat jy vir my het, dat dit amper soos haat lyk nie, kan jy nie my disipel wees nie. Jesus deel nie die eerste plek in 'n mens se lewe met iemand anders nie. Iemand sê eina asseblief, of amen, of ietsie. Kom ons maak dit gou prakties, dink gou aan daai persoon. Ek sal nooit sonder hierdie persoon kan leef nie. Die Here sê, jou liefde vir my moet baie groter wees. Want daai persoon wat jy nie sonder kan leef nie, gaan op 'n stadium nie meer hier wees nie. Waar lê jou sekuriteit? Waar lê jou veiligheid? Waar lê jou vervulling? Is jy reg vir nommer 2? It gets worse, hey? Draak willer. Willer as die wildtuin. Nommer 2. As jy nie jou eie lewe haat nie, of
Die Afrikaanse vertalings praat van om jouself te verloon en om jou kruis op te neem en my te volg, kan jy nie 'n disipel van my wees nie. Wat beteken dit om jouself te verloon? Onthou julle vir Petrus, toe die haan kraai, en hy 3 keer vir 'n klein meisietjie sê, ek ken hom nie. Dis verloon. Met ander woorde, wat Jesus hier sê, is om jouself te verloon beteken, om amper die Eugene wat vir homself leef en vir sy eie begeertes en vir sy eie plesier en vir sy eie gemak en sy eie vervulling, dat ek hierdie Eugene ontken en sê ek ken hom nie. Ek weet nie wie hy is nie. Dis wat dit beteken om jouself te verloon. Johannes, die doper, sê dit so mooi. Hy sê, mag hy meer word en ek minder word. Dat daar op 'n stadium amper niks vir my oor is nie, maar dat hy sigbaar is en dat hy skyn deur my lewe. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 15 en ek dink hierdie is die skrifgedeelte wat as iemand my ooit sou vra, wat is jou gunsteling skrif in die Bybel? Hier kom hy. Is julle reg? 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulself sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Dis disipelskap. Dan sê Jesus, so dis nie net selfverloning nie, maar dis om my kruis op te neem. Nou, ek dink partymal interpreteer ons dit as dis 'n swaar las wat ons moet optel om Christus te volg. Dis glad nie wat Jesus hier bedoel nie. Die kruis in daai konteks het beteken, of was eintlik die simbool van doodgaan, om vermoor te word. Jesus sê in effek, gebruik hy hierdie beeld en hy sê, ek wil julle net sê, om my te volg, moet jy die ding optel in jou lewe waar jy gaan op dood gaan. Met ander woorde, om my te volg gaan beteken dat jy gaan doodgaan. En ons praat nie hier van die dag wanneer jy jou asem op aarde uitblaas nie. Ons praat van die Eugene wat in onafhanklikheid van God leef, wat sy eie begeertes najaag, wat sy eie gemak en sy eie sukses en dis daai Eugene wat Jesus sê moet doodgaan. Hy gaan sterf as jy my volg. Soveel so dat jy op 'n stadium gaan sê ek ken hom nie meer nie. Ek weet nie wie hy is nie. Ons gaan doodgaan as ons Jesus volg. Dit beteken ons gaan ons eie wil neerlê. Vader, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Ons gaan ons selfsug neerlê. Ons gaan ons gemak prys gee. Ons gaan ons eie drome en begeertes neerlê voor die Here en vra, Here, as ek U volg, wat is U wil? Wat is U drome? Wat is U begeertes vir my? Laaste een, is julle nog met my? Goed. Laaste een, vers 33 sê, as julle nie alles wat julle het verlaat nie, kan julle nie my disippels wees nie. Daar's 'n oomblik waar Jesus met 'n ryk jongman praat, die jongman kom na hom toe en hy vra vir Jesus, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Nou ons weet in daai sin is daar baie fout. Ons doen niks om die ewige lewe te kry nie, ons ontvang dit. Maar Jesus toets hom en hy sê, het jy al die wet probeer?
jy al die 10 gebooie onderhou en Jesus noem die 10 gebooie so op en hy sê, het jy al dit probeer om die ewige lewe te kry? En die man sê, ja, ek hou by al hierdie goed. Interessant, Jesus in daai oomblik los die eerste gebod uit en die laaste gebod. Hy sê net die middelstes. Wat is die eerste gebod? Jy mag geen afgode voor my hê nie. Laaste een, jy mag jou buurman se goed begeer nie. In Eugene se vertaling. Jesus sê vir hom, as jy die 10 gebooie probeer het, wonderlik, maar ek sê vir jou, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en kom volg my. Jesus sê nie daar vir hom en vir my en jou, of Jesus sê nie in hierdie ding, gaan verkoop alles wat jy het en kom leef hier op die kerkgronde nie. Nee. Jesus sê, wat het belangriker geword in jou lewe as ek? Ons noem dit 'n afgod. Dis die eerste gebod. Die tweede ding is besittings. Het die goed in jou lewe my vervang? Het die geld en die sekuriteit van inkomste en het dit my Vader se voorsiening in jou lewe vervang? Hy sê, jy moet so radikaal ontslaa raak van hierdie ding, dat jy alles moet weggee, sodat jy my kan volg. Jesus sê, ek gaan nie beklei teen jou afgode nie. Jy moet hulle los om my te volg. Hoor wat sê Jesus in Markus 10 vers 21. Jesus het stip na hom gekyk, hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Nou Jesus praat nie hier van mansions en goue strate wat jy gaan besit nie. Hy praat van as jy op aarde die goed waaraan jy vasklou, die besittings, die rykdom, die roem, as jy kan leer op aarde om dit te laat gaan om my te volg, gaan jy in die hemel aankom en jy gaan absoluut oorweldig wees deur die skat wat jy ontdek en wat jy vind in Jesus Christus. En vir die eerste keer gaan jou oë oopgaan om te sien hoe absoluut minderwaardig en hoe absoluut hulpeloos hierdie afgode was en die goed wat jy op aarde gehad het, wat jou staande hou. Jy gaan sien dat dit eintlik, sê Paulus, in Engels praat hy van, it's garbage. Dis rommel, in vergelyking met die skat van Jesus, wie Jesus Christus is. Die rots wie hy is, die een wat my vervul, die een wat my lei, die een by wie ek veilig is. Nou kan jy diep asemhaal. Worship span, julle kan my join. Jesus se uitnodiging is nie, kom volg my, sodat jy van al jou probleme kan ontslaa raak nie. Jesus vra nie, kom volg my, sodat ek jou kan bless nie. En dit wat jy graag wil hê vir jou gee nie. Jesus vra, verloon jouself. Neem op jou kruis. Hy vra, los die geliefdes en die besittings. Los dit om my te volg. You see, Jesus is Lord of all, or he is not Lord at all. Dis alles. Hy vra alles.
Jy sal ontdek, as jy jou lewe neerlê, as jy jou wil neerlê, jou drome neerlê, jou intellek, jou planne, jou sukses, die goed wat jou staande hou neerlê, en al wat jy oor het, is hy, gaan jy vind, dat jy vir die eerste keer lewe. Paulus sê dit. Hy sê die dood is 'n wins. Nie die fisiese dood nie, maar om in myself dood te gaan is wins. Jesus sê op 'n stadium, hy sê, die wat nie sterf in hulle self nie, sal nie die lewe beleef nie, maar die wat sterf, sal die lewe beleef. Ek wil jou uitnooi in hierdie reeks. Wil jy nie in 'n gesprek met God gaan oor Here, waar is die plekke in my lewe waar ek aan iets vashou of my veiligheid, my sekuriteit vind? Waar's die goed in my lewe wat ek bo U stel? Dalk sit jy hier vanoggend en jy besef jy het groot geword in 'n Christenhuis. Jy vier Paasfees, jy vier Kersfees, jy was deel van 'n kerk nog altyd. Jy het geloofsbelijdenis afgelê, jy's gedoop, jy's al in 'n selgroep, jy het dalk al 'n kursus bygewoon, maar jy besef vir die eerste keer, ek ken hom nie. Dit wat ek tot nou toe beleef het, is maar net kulturele Christendom, maar ek volg hom nie. Weet jy wat Jesus se uitnodiging? Kom. Almal wat moeg en oorlaai is. Jesus praat in daai skrifgedeelte nie net oor fisiese uitputting nie. Hy praat oor ons effort om onsself te beskerm, om onsself te regverdig voor God, om aan te hou probeer om 'n goeie Christen te wees. Hy sê, julle is moeg van dit. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. My juk om my te volg as 'n rabbi is lig, is sag, my las is lig. Jesus roep jou vanoggend, kom. Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, kom volg my en ek sal jou 'n visser van mense maak. Kom ons staan. Jesus, ons is moeg en oorlaai om net deel te wees van 'n kultuur van Christendom. Here, ons is moeg om net 'n gelowige te wees, maar nie 'n disipel nie. Here, ons smag vanoggend na wat dit beteken om waarlik 'n volbloed volgeling van U te wees. Ek wil jou uitnooi miskien om so vir 'n minuut alleen, net daar waar jy is met die Here te praat, oor daai goed wat hy sê. As jy nie jou gesin en jou geliefdes haat nie, as jy nie jou kruis opneem nie, as jy nie jouself verloon nie, as jy nie jou besittings agterlaat nie, gebruik gou so 'n minuut en gesels gou met die Here oor dit. Bring dit voor hom. Lê dit by sy voete neer.
Here, ons wil soos Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, wil ons nette neergooi. Ons wil dit agterlaat wat belangriker is as U. And we want to follow you, Jesus. Amen. Kom ons sing en ons celebrate dat Jesus ons nooi op 'n pad van disippelskap. Dankie, Roan.